Jesus is die Seun van God se persoonlike naam. Maar hy is nie net Jesus nie. Ja, hy het 'n persoonlike naam. Sy naam is Jesus, maar hy is ook die Christus. Dit wil sê die gesalfde, die Messias, die koning, die verwagte een. Maar dan het ons hom ook dat hy word genoem die Here. En wanneer ons sê Here, want dit is 'n titel wat ons gee aan hom wat soewerein is oor die lewende en die dode. Hy is die Here Jesus Christus. En soms in die Bybel gaan jy lees van die Here Jesus, verwysend spesifiek na sy opstanding uit die dood uit, want die Here het hom, en so lees ons dat God die Vader het hom Here en Christus gemaak, hierdie Jesus wat opgewek is uit die dode, en toe hy hom uit die dood uit opgewek het, het hy hom Here gemaak. Dit wil sê, hy het alle gesag oor hulle wie dood is en hulle wat in die lewe is. En dit bring vir my nou in die besonder vandag by die Seun van God. En nadat ek met u verduidelik het en vir u gesels het en gesê het dat die persoonlike naam van Jesus verskyn ten minste 700 keer in die Bybel. Christus, die Messias, 300 keer. En Here Jesus Christus 28 keer, Here Jesus 9 keer, en Jesus ons Here 2 keer en my Here 3 keer. So jy het baie keer in die Nuwe Testament besondere verwysinge rondom die Here Jesus Christus. En nou wil ek gaan stil staan vandag by die Seun van God. Ons lees saam Johannes 1 vers 1 en vers 14. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hierdie twee skrifgedeeltes in die evangelie van Johannes, dit is nou Johannes 1, vers 1 en vers 14, wat ek nou net vir u hier aangehaal het, sê vir ons, en dit verwys na die vooraf bestaande ewige woord, die Seun van God. Want dit kan jy hoor, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Vers 14, en die Woord het vlees geword. So hier is twee dinge wat gesê word. Dit is die ewige woord, die Seun van God, omdat hier word van hom gepraat in sy voorbestaan van die begin af, en dan word van hom gepraat as die vlees geworde woord. Eintlik het ons hier twee dinge, Seun van God en Seun van die mens. Wat betref die vooraf bestaande ewige woord, dit wil sê, Jesus Christus, die Seun van God, van alle ewigheid af en tot in alle ewigheid. Wat dit betref, is Jesus in sy voorbestaan en vanuit die ewigheid Seun van God of God die Seun. Een en dieselfde. Jesus is die Seun van God. En die Nuwe Testament dring daarop aan, dat as jy in Jesus Christus glo, moet jy glo, dat hy die Seun van God is, of dan God die Seun is. As mens, nader ons tot God die Vader, deur Jesus Christus die Seun. So in 'n sekere sin, kan ons mos nou sê, God die Vader, en nie Christus nie, is die hoofsaak en eindbestemming van die gelowige. Want is Jesus dan nie die weg na die Vader nie? Sê hy dan in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, die weg waarheen, die weg na die ewige heerlikheid, maar ook die weg na die Vader. En waaroor gaan dit in die Bybel? Die einddoel is ook nie werklik Christus nie, want Christus het die Vader aan ons kom bekendstel. Jy moet onthou, selfs in sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 3 lees ons, en dit is die ewige lewe, Jesus is aan die woord, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. So nou sê Jesus ook in vers 1 en 2, Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het,
die ewige lewe kan gee. So Jesus sê, hy kan die ewige lewe gee, maar as ons voorspraak, is hy voorspraak by die Vader. As ons hoëpriester, tree hy vir ons tog in by die Vader. Ek bedoel die terminologie, die woorde wat gebruik word, sê dit mos van self. Dink aan 'n teks soos Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook volkome red, die wat deur hom tot God gaan. So, deur Christus gaan ons tot God die Vader, omdat hy, Christus, vir altyd leef, om vir hulle in te tree. Ons soos wat jy sien in Hebreërs 10, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees en ons 'n priester oor die huis van God het. Waarna toe lei Christus ons? Hy lei vir ons na die Vader toe. En daarom is dit so wonderlik, dat wanneer 'n mens in jou Bybel gaan kyk, en jy kyk na die Here Jesus, om te weet dat die einddoel is, dat Christus wil ons almal by die Vader bring. Het Jesus Christus ooit self gesê, dat hy die Seun van God is? Ek dink dit is 'n goeie vraag om te vra. Het Jesus pertinent die woorde gebruik, dat ek is die Seun van God? Kom ek wys u hoe die spore daarvan begin het in Johannes, totdat dit by die klimaks kom, en waar dit gebeur het. En dit gaan vir u baie interessant wees om dit nou te sien. In Johannes 3, vers 16, 17 en 18 sê Jesus, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy sê nie seun van God nie, maar hy sê hier, sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, dis nou vers 18 van Johannes 3, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Hier gebruik hy dit, seun van God nie. So indirek, ons weet Jesus in die konteks praat hier van homself, hy sê nie hier ek is die seun van God nie, maar hy sê dat God het hom die wêreld ingestuur, en almal moet glo in die naam van die eniggebore seun van God, verwysend nou na homself. 'n Bietjie verder in Johannes, hoor hoe stel Jesus dit nou, dis in Johannes 5, daarvan vers 22 tot en met vers 25. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun van God nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Vers 25. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Weer gebruik Jesus die beskrywing, Seun van God, indirek hier op homself van toepassing. En dan in Johannes 9, en nou moet jy baie mooi oplet wat gebeur hier. Nou word Jesus weer ondervra, en Jesus maak stellings, en dit gaan hier oor hierdie, spesifiek die blinde man, wat sy oë geopen het, en nou kyk wat gebeur hierso, daarvan vers 35 af, Johannes 9. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Kan jy sien wat is die vraag? Glo jy in die Seun van God? God het 'n seun. Glo jy in God se seun? En hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Ek wat hier voor jou staan en nou met jou praat, dit is ek. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom, Christus, aanbid. Ek glo, Here, en hy het hom aanbid. So hier kan jy baie duidelik sien, nou word die ding al hoe nader getrek.
Baie duidelik, Jesus kyk in 'n man se oë, is 'n blinde man wat van sy geboorte af blind was. Jesus het sy oë oopgemaak en hy staan nou voor Christus Jesus en Jesus sê vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy sê, maar wie is hy? Hy sê, die een wat nou met jou spreek, een wat nou moet besig om met jou te praat, dit is hy. En hy sê, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Maar dan, in Johannes 10, vers 33 tot 36, lees ons hierdie wonderlike woorde. En die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor godslastering. En omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie? As dit hulle gode noem tot wie die woord van God gekom het en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het, u spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die Seun van God. Omdat ek gesê het, ek is die Seun van God. En hier sê Jesus dit pertinent. En in Johannes 11 vers 4, in die geval van Lazarus, wat uit die dood uit opgewek sou word, sê Jesus in vers 4 vir sy disippels, omdat die susters na hom gestuur het, toe sê hy vir die wat hom gehoor het, toe sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus sê, die dood van Lazarus gaan bring dat die Seun van God deur sy dood verheerlik gaan word. En ons weet wat was sy hele doelwit. Hy het nie dadelik gegaan om Lazarus uit die dood uit op te wek nie, want die gedagte was, nadat Lazarus dood is, sal hy met die dood uit gaan opwek, sodat hulle sy heerlikheid kan aanskou. En toe Jesus nou 'n paar dae later daar kom, toe hy al 4 dae dood was, en toe sê hy vir haar in vers 23, jou broer sal opstaan, en sy sê, ja Here, in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê, nee, jy verstaan my verkeerd. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy gesterwe. Glo jy dit? En sy antwoord hom, sy sê, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Messias is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En hier staan sy, en sy kyk na Jesus, Martha, en sy sê, ek glo dat u die Messias is, die gesalfde, die Christus is, die Seun van God. En dan in vers 27, nadat sy dit gesê het, toe sê Jesus, toe gaan roep sy eers haar suster Maria stilletjies, en natuurlik die res is vir ons almal geskiedenis. Baie interessant, né? Hoe Jesus in die Bybel vir ons al hoe helderder, duideliker word. Wanneer ons hierso sien in Johannes hoofstuk 19 vers 7, is hier 'n geweldige ding wat gebeur het. Want kyk hoe het die Jode gedink oor die Seun van God, toe Jesus daar voor Pilatus is, en die Jode en Kajafas hulle, en al die beskuldigings wat rondvlieg, toe roep die owerpriesters en die dienaars, en hulle skree, kruisig, kruisig hom, en Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. Kan jy sien wat is hulle beskuldiging teen Christus? Omdat hy sê hy is die Seun van God, en Jesus is die Seun van God. Lees ons dan nie ook in Openbaring 2 vers 18, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, hierso staan geskrywe, waar die Here Jesus sê dat hy sal vir ons 'n wit keursteen gee, en net daarna, in vers 18 van Openbaring 2, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Nou staan Jesus voor die apostel Johannes. Hy is klaar gekruisig, hy was begrawe, hy het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan, jare daarna, nadat hy vir 40 dae verskyn en hy opgevaar het na die hemel, jare daarna op die eiland van Patmos, sien Johannes die opgestane, verheerlikte Jesus Christus, die Seun van die mens, Openbaring 1,
en hy hoor 'n geluid van 'n basuin agter hom, en hy draai om te kyk, en hy sien Jesus, en Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en wat jy nou gaan sien, skryf dit in 'n boek, en stuur dit na die gemeentes toe, en dan het ons hierdie heerlike, goddelike woorde, wat uit dit uitvloei, vir die res van Openbaring 1, en dan in Openbaring 2, kom Jesus, en hy sê in vers 1, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou en wandel tussen die 7 goue kandelaars. Aan woorde, ek het die leraars van die gemeente by my, en ek het die 7 gemeentes behoort aan my. In vers 8 sê hy, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Aan woorde, ja, ek het gesterf, maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En in vers 12, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, want uit sy mond gaan daar 'n swaard, ook om te oordeel wanneer nodig. Maar in vers 18 sê Jesus, dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper. En dit gryp terug na hoofstuk 1 toe. Jesus praat hier van homself. Jy sien, die een enkel belangrikste, alles oorheersende aspek in die ganse Bybel is om te glo dat Jesus Christus die Seun van God is. God die Seun. Want ook die feit dat die Nuwe Testament geskryf is, die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, was vir die rede, dis waarom Johannes ook geskryf het, en in die laaste van die 4 evangelies, vat Johannes alles saam, wanneer hy sê in vers 30 en 31 van Johannes 20, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Waaroor en waarom is geskrywe? Dat hier is geskrywe rondom die Seun van God, sodat ons kan glo. Hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En daar word goddelike name aan Jesus toegesê as die Seun van God. Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God, die woord van God. In Hebreërs 1 vers 8, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. In Romeine 9 vers 4, Christus, wat oor alles is, God lofwaardig tot in alle ewigheid. In 1 Johannes 1 vers 20, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. So nie net goddelike name nie, maar ook goddelike ampte. Wanneer ons lees in Johannes 1 vers 3, dat alle dinge het deur hom ontstaan, anderswoorde, hy is skepper, so lees jy ook in Hebreërs hoofstuk 1, en ook in Kolossense. Ons lees in Kolossense 1 vers 17, in hom hou alle dinge stand. Hy is onderhouer. Jesus is nie net skepper nie, Jesus is net onderhouer nie, maar hy is ook regter, want hy sê ons in Johannes 5:22, die Vader oordeel niemand, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. So Jesus Christus het nie net die goddelike name wat aan hom toegesê is, en goddelike ampte, regter, onderhouer, skepper, priester, koning, profeet, maar lees ons ook in Matteus 28:18 sê Jesus, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, ook in Openbaring 1 vers 8, ook in Johannes 16 vers 30, nou weet ons dat u alles weet, en in Matteus 18:20, waar 2 of 3 in my naam vergader, so Jesus is almagtig, alwetend en alomteenwoordig. Alle mag in die hemel en op die aarde
is aan my gegee, sê Jesus. Jesus is ook God almagtig, Openbaring 1 vers 8, die almagtige God, en dat hy alles weet, hy is alwetend, en dat hy enige plek kan wees, is hy alomteenwoordig. Jesus Christus het ook die mag om jou en my sondes te vergewe, en om die dode op te wek. In Matteus 2 vers 5, toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde man, seun, jou sondes is jou vergewe, maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens, Jesus het graag na homself verwys ook as die seun van die mens, dit het hy baie meer gedoen, as om die term te gebruik, of die beskrywende titel, seun van God, mag het op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op, en gaan huis toe, en hy het dadelik opgestaan, sy bed geneem, en uit huis toe gegaan. En Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Daarom word aanbidding van God ook aan Jesus toegesê. God die Vader self het mense aangesê om die Seun te eer, soos wat hulle die Vader eer, in Matteus 3 vers 17. God die Vader beveel ook die engele om die Seun te aanbid. In Hebreërs hoofstuk 1 beveel God dat die engele moet sy Seun aanbid, want hy sê van sy eie Seun, u troon o God, u troon o God, en die engele moet voor hom buig, en daarom gaan wonder, dat Filippense 2 vers 9 tot 11 sê, dat voor hom sal buig elke tong, elke knie, wat sal gebeur is, elke tong bely, elke knie sal buig, van die wat in die hemel, en die wat op die aarde is, verseker. In Johannes 5 vers 21 tot 23 sien ons dat Jesus Christus as die Seun van God word geëer en gelykgestel saam met die Vader in lewe, oordeel en in eer. En in Johannes 5 vers 26 sien ons dat die Seun van God het lewe in homself. In 1 Johannes 3 vers 8 sien ons, en daar staan ook geskrywe dat die Seun van God het vir hierdie doel verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En in Johannes 5 vers 21 lees ons dat die Seun van God gee aan ons die ewige lewe. Jesus Christus, die Seun van God. God, die Seun. Glo jy dat Jesus Christus die Seun van God is? Amen.